Goeiemôre gemeente. Dit is heerlik om vanoggend weer hier by julle bymekaar te wees en ek wil sommer heel eers vra of as daar 'n spasie in julle banke is of julle so bietjie sal inskuif dat ons net kan ruimte maak vir mense wat nog inbeweeg. Ons het heelwat kuiergaste vandag en ons wil net vir elkeen 'n plekkie gee om te sit. So as daar nog 'n ruimte is, skuif asseblief vir my so bietjie in dat die mense makliker kan inbeweeg. Janie hier aan hierdie kant is hier so ook nog aan hierdie kant. By die deure het hulle vir my gevra of vir my gevra of ek die nuwe predikant is. Dit was heerlik om so 'n bietjie 'n breek te kon vat saam met my gesin en ons watervalkamp te gaan doen met ons graad 7's en ons sal vir julle volgende week bietjie meer terugvoer daaroor gee. Dit is ook heerlik om van ons jong mense hier te sien wat vandag wat die week saam met ons gekamp het. Ek weet nie of hulle al uitgerus is nie, maar ek is nog nie. Dit is heerlik om vanoggend te begin in die naam van die Here en om te weet dat hy ons hier bymekaar geroep het vir 'n besonderse erediens vanoggend. Vandag gesels ons 'n bietjie met die belydensklas oor erediens en dit gaan oor eer aan God en diens aan God. Erediens, dis waar ons vandag bymekaar is. So vanoggend in ons erediens wil ek vir Altyd Tooi baie welkom sê. Hulle kom kuier vandag weer by ons. Dit is nou al vir jare lanke instelling en na die tyd gaan braai en kuier ons by Sunny Park. So dit is vir ons heerlik om julle vandag by ons te hê en ons sien uit na die kuier saam met julle. En ek wil sommer uitnooi dat ons tee drink na die tyd. Hulle drink saam met ons tee. Kom drink saam met ons tee as gemeente vanoggend en kom ontmoet Altyd Tooi en kom gesels en leer hulle ken en hulle stories. Ons deurkollekte gaan ook vandag vir Altyd Tooi. En dan wil ek herinner dat ons jeug vanaand afskop in die kerksaal, graad 4 tot 7. En dan by die deure is daar 'n koeverte vir ons dankofferfees. Volgende week is ons 10de maand dankoffer Sondag. En ons gaan vir julle so 'n bietjie ietsie deel van 'n stukkie opwinding oor wat ons volgende jaar gaan doen rondom dit en ons sal so 'n bietjie vir julle meer deel rondom dit volgende week. Ek gaan nie vandag daarby stil staan nie. En dan wil ek julle uitnooi dat as julle enigsins wil deel raak in die gemeente, is daar soveel plekke waar daar geleenthede is. Een van hulle is ons palmvriende wat gereeld kuier by ons persone bo 80 en ons is selfs besig om te begin om onder 80 te begin skakel. En dis die mooiste stories wat ons hoor van ons lidmate wat sê maar hulle kry die geleentheid om te gaan kuier by iemand in die gemeente en iemand wat dalk eensaam was of wat net daai kontak van die gemeente nodig gehad het, kry 'n besoek van iemand in ons gemeente. So daar's verskriklike kosbare stories wat ons ook met julle so in die loop van die res van die jaar gaan deel en julle wil uitnooi. So wil julle ook uitnooi as julle wil verder deel raak van die jeugbediening, van ons diensverhoudingskommissie, getuienis, barmhartigheid. Daar's 'n klomp plekke om by betrokke te raak. Ons gemeentebediening kommissie. Kom raak deel as jy nie is in die gemeente of as jy nog nie jou plek gevind het nie. Hier is heelwat plekke om by in te skakel. Ek wil sommer met dit vra of hier enige, ek weet hier's besoekers want ek het nou al gesels en hallo gesê, maar het ons nuwe lidmate wat vandag dalk vir die eerste keer inskakel. Ek het by die deur ook ontmoet. So julle moet net julle hand so liggies opsteek dat die gemeente kan sien waar julle is. Dankie daar agter, dat hulle net kan groet. En dan het ons kuiergaste vandag definitief in die gemeente. So waar sit ons kuiergaste vandag? Julle hoef nie op te staan nie, ook net so ligte hand opsteek dat die gemeente kan sien waar hulle ekstra kan groet. Baie dankie. Ek wil vir julle vra dat ons as gemeente, ons kuiergaste met 'n warm verwelkoming vanoggend net sê welkom hierso in Langebaan gemeente. Kom ons draai na mekaar toe en ons groet mekaar vanoggend.
Nou as jy vanoggend net hallo gesê het en nie 'n naam gekry het van iemand wat langs jou sit nie, dan mis jy vandag uit om 'n nuwe vriend of vriendin te maak. So ek wil vir jou vra, as jy nie 'n naam gekry het nie, draai weer na die persoon toe en vra die persoon se naam vanoggend. Dit is my heerlik om te hoor hoe ons mekaar groet. En ek moet vir julle sê, as ek so terugspeel, as ek 'n Sondag gemis het en ek gaan luister na die erediens, dan is die begin van die erediens wanneer alles so begin bewe in die kerk en begin as die gesels so begin op die video, dan is dit so lekker om te weet dit is my tuiste. So ek hoop dat julle ook iets beleef van 'n tuiste waar julle iets van God beleef en 'n ruimte waar jy welkom is. Want hierdie God wat ons dien, wat ons vandag hier by mekaar geroep het, is groot. En ons lees dit in Psalm 19. Die hemelruim verkondig die eer van God en die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Die wet van die Here is volmaak. Dit gee lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Laat die woorde van sy mond en die bepeinsing van my hart vir U aanvaarbaar wees, Here, my rots en my verlosser. Kom ons staan op antwoord hierop en ons sing U goedheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Genade en vrede van hom wat is, wat was en wat kom, en van Jesus Christus, die getroue getuie en heerser oor die koning, oor almal op aarde. Amen. Vanoggend is ons so bevoorreg om hierdie pragtige blommeruikers in ons kerk te hê. Dis nie vir iets spesifiek eintlik nie, maar 'n groot bederf vanoggend. Ons koster is gister getroud en hulle het ons bederf met hierdie mooi
blommereikers en Jannie staan vandag vir hom in as koster. Julle sal sien dat Nikkie nie vandag hier is nie. Hy het die naweek af. Maar dit is so kosbaar dat ons gister kon deel ook in hierdie vreugdevolle dag saam met ons koster, saam met Nikkie en Marietjie om dit saam met hulle te kon vier. En vanoggend is daar soveel goed wat ons vier. Ek het vanoggend so met 'n oor gehoor van 'n lisensie wat gekry is en dat ons nou self kan ry en ons het 'n troue gevier en ons vier vandag ons matrieks, maar ons vier ook vandag 'n lewens wat geëindig het op 'n manier met hierdie oorgange waarmee ons besig is. En ons dink aan oom Boet Dalton wat Vrydag oorlede is, ons dink aan sy familie en ons dink aan Christina Skinner wat sy broer ook laasweek oorlede is. Wanneer ons die kers aansteek vir oggend, is dit om ons te herinner dat Christus in tye met ons is van swaar kry en van vreugde. Hy is ons hoop, hy is die lig in ons lewe, in die donkerte en in die lig. Die lig kan nie uitgedoof word nie. Dit is die Here, ons God. Ek wil vra dat wanneer ons na die volgende lied luister, in die arms, wil ek vir jou vra vanoggend om te kom stil word en vir die Here alles in jou lewe by hom te kom neersit. In sy arms, die vreugdes en die hartseer. En ek wil vra dat jy vir 'n oomblik vir die Here kom sê, Here, hier is ek in u arms. En ek wil uitnooi as daar enigiemand is wat vanoggend die kers wil kom aansteek, is hulle welkom om dit te kom doen. Waar sal ek gaan? By wie sal ek skuil? As my hart in stukke lê en ek voel niemand my wil hê nie. Wie sal ek vra? Waar sal ek huil? As my hart hier binne pyn en ek voel niemand veg vir my nie. Luister na hierdie gebed van Koos van der Merwe. Dan moet ek glo. As my 1 gram argument teen sy tonne waarheid praat en my sentimeter sentiment sy ligjaarspasie wil verlaat en my 3 desibel gil teen sy donderfluister skree, dan word ek skielik stil en my ongeloof gee mee. As my 1 emmer sonde in sy oseaan genade val en my 5 krummels honger sy lewensbrood ontvang en my 7 grade slimheid voor sy dwaasheid dom gaan staan, dan staan ek stom in stilheid en ek hoor 'n Skepper praat. As my 10 traan dood depressie hoor van Lazarus kom uit en by my stormsterkte kwessie
slaap 'n redder in die skuit en my mees verdwaalde wegkruip, word sy raak sien en kom haal. Dan moet ek nederig opkyk en na die outeur van my verhaal. Dan moet ek glo, al roep die twyfel. Dan moet ek glo, al sê die donker kom. Al sou 1000 paaie uitroep, net een pad, lei na hom. Here, dankie vir die ruimte waar ons ver oggend net kan mens wees en kan kom stil word. Waar ons alles in u arms kan kom gee, 'n veilige ruimte. Dankie dat u arms wyd oop hou ver oggend vir ons. En sê, my kind. Amen. Dis 'n kosbare ruimte wat ons het, wat ons kan kom stil word. En aan die begin van hierdie erediens se stil word en die vieringe waarvan ek net gepraat het, klink dit snaaks om te vier dat ons op eindes staan. Maar vandag staan ons op 'n klomp laastes. Ons staan op die laastes van graad 7's wat hierdie week hulle 40 dae gehad het by die skool. Ons staan van laastes van matrieks wat hulle uitstap gehad het. Ons staan op verjaarsdae wat hopelik nie laastes is nie, maar net nog meer. En ons het gehoor van laastes in mense se lewens waar hulle iemand wat naby aan hulle is aan die dood afgestaan het in die laaste ruk. Maar hoe kosbaar is dit dat ons die lewe saam kan vier as gemeente. Saam die hande kan vat en hierdie pad kan stap. En ek het 'n klein videoetjie gebring wat eintlik nou 'n stukkie humor inbring in hierdie swaar oomblik, wil ek amper sê, wat vir my so 'n prentjie gegee het of 'n herinnering van hoe die lewe kan wees as ons dit aanpak met al sy oorgange wat vir ons voorlê. En ek dink veral op hierdie stadium vir ons matrieks wat die eindstreep so naby sien, maar eintlik is dit die begin van 'n lewe daar buite. En ek het gedink dat daar dalk baie is wat sal kan herken en ek wil graag hierdie kort video speel van 'n kinderstorie wat julle goed sal ken. Once upon a time, in a peaceful forest, a swift and overconfident hare loved to boast about how fast he was. He claimed that no one in the forest could ever beat him in a race. One day, a humble and determined tortoise decided to challenge the hare to a race. The other animals gathered, curious to see how such an unlikely match would unfold. When the race began, the hare took off like a flash, leaving the tortoise far behind. The tortoise, however, moved slowly but steadily, staying focused on the path ahead. Confident that he was far ahead, the hare decided to take a break. He found a shady spot under a tree, lay down, and soon drifted off to sleep. While the hare slept, the tortoise kept moving, one step at a time, never stopping. His slow and steady pace carried him closer and closer to the finish line. Hours passed, and when the hare finally woke up, he realized with shock that the tortoise was almost at the finish line. The hare sprang to his feet and dashed toward the finish line as fast as he could, but it was too late. The tortoise, with unwavering determination, had already crossed the line. The crowd cheered as the tortoise proved that consistency and determination can beat speed and overconfidence. What's the moral of the story? In life, it's not always about how fast you go. It's about staying committed, focused, and moving forward, one step at a time. A question to ask yourself: what's one goal in your life where slow, steady effort will lead you to success? Let us know in the comments below. Like, share, and follow for more inspiring. 'n Verhaal wat julle almal baie goed ken. En die verhaal van eintlik 'n skilpad wat geen kans gehad het teen hierdie vinnige haas nie, maar op die einde een is wat gewen het. Hoekom? Omdat hy nie die wenstreep uit die oog uitgehou het nie. Omdat hy nie afgelei is deur 'n vinnige slaapie
of sy selfvertroue dat hy eintlik daarvoor gaan wees nie. Hy het sy fokus gehou op die wenstreep, op die einddoel, daar waarheen hy op pad is. En ek weet op hierdie stadium is die matriek se enigste uitstreep daai laaste vraestel, nê? Daai laaste een wat hulle wil afhandel. Maar dit herinner my aan 'n wêreld wat vol uitdagings is vir elkeen van ons, nie net vir ons matrieks nie, maar 'n wêreld vol uitdagings wat ons fokus die hele tyd van die wenstreep wil wegvat. Die wenstreep van die ewige lewe, die wenstreep as jy jou laaste asem uitblaas hier op aarde en die ewige kroon wat daar verwag, nie 'n medalje nie, maar 'n kroon. Maar die wêreld wil ons fokus probeer skuif en vir ons wys daar's 'n ander ultimate prize, 'n ander prys wat ons hier op aarde kan kry as jy jouself as belangrik ag en jy hardloop die manier soos wat jy wil. Ons gaan net nou 'n bietjie meer uit Filippense sê oor hoe hierdie wedstryd gehardloop word, hoe hierdie eindstryd of hierdie finale stuk aangepak word in 'n mens se lewe. Maar ek wil graag ons matrieks vir 'n oomblik vorentoe nooi en vir hulle net 'n ietsie gee om hulle te help om te fokus op die eksamen wat voor lê. So ek weet ons van ons matrieks en hulle het van hulle vriende saamgebring en as daar enige matriek is wat vandag kuier, al is julle nie in ons gemeente nie, is julle welkom om vorentoe te kom. Die lekker van ons matrieks wat vandag hier by ons is laas jaar hierdie tyd het 3 van hulle hulle roetemerker van belydenis van geloof gedoen. Dit is heerlik om vir julle weer vanoggend hier by ons te sien. Ons is so bevoorreg dat ons belydensklas hierdie jaar regtig baie groot is en volgende jaar gaan hulle hierdie verhoog volstaan. Maar dit is so lekker om vanoggend net iets te vier saam met ons matrieks. En vir julle te sê ons dink aan julle en ons bid vir julle. En ons weet dat die pad vorentoe is treukie vir treukie. Hou net daai einddoel in oë. Dit is om die draai. Ek wil vra dat ons as gemeente, ek gaan vir hulle gebed doen en dan wil ek vra dat ons vir hulle die seën sing. En om vir hulle net te sê, ons sal vir julle in ons hande en ons gebede dra oor hierdie volgende tyd. En ek dink, miskien mag ek dalk vra as hier van die matriekse ouers is, wat nie net kuiergaste is nie, wil julle nie net vir 'n oomblik staan waar julle is nie, dat ons net ook weet vir wie ons bid in hierdie tyd. So as julle net vir 'n oomblik gou sal staan daar waar julle is. Julle sien vir wie ons vanoggend in gebed tree. Julle kan weer sit, baie dankie. As daar iemand is wat naby hulle sit, wil julle nie net julle hand op hulle skouer sit, dat hulle ook net beleef en weet dat ons vir hulle bid volgende nie. Kan ons hande vat, sien julle kans? Here, baie dankie vir ons kosbare matrieks wat vanoggend hier voor staan. Here, dankie dat ons hierdie oorgang van hulle lewe kan vier vandag en hulle kan uitstuur vanuit ons gemeente uit, eintlik in 'n wye wêreld in met soveel moontlikhede en soveel potensiaal. Maar Here, ons wil vra dat U hulle sal help om hierdie laaste ruk hulle oë sal hou op die wenstreep van akademie en Here dat die druk nie te groot sal wees nie, Here, maar dat hulle net hulle beste sal doen, dat hulle weet hulle doen dit vir U, Here. Here, ek wil vra dat U hulle sal omvou met U liefde, dat U vir hulle wysheid sal gee, breinkrag, energie en die wete wanneer om 'n breek te vat en wanneer om te sit en fokus. Here, ek wil vra wanneer hulle daai vraestelle voor hulle oopmaak, dat hulle met 'n rustigheid en 'n kalmte en 'n vrede dit sal aanpak en die kennis sal kan weergee wat hulle in die laaste jare opgedoen het. Amen. Laat hier U seën opdaal, U guns uit Sion al bestraal, U wat beveel en dit
Ek het vir hulle 'n klein bederfie wat hulle kan eet as hulle laat aande besig is. En dis Psalm 121 wat ons sommer in sweeties uitgepak het vir hulle in 'n boksie so julle kan nader staan en vir julle hierso elkeen ene kom kry. Vir die kleintjies sê ek altyd hulle mag in die erediens al hulle sweeties eet, maar hierdie moet julle nou hou vir die eksamen, hoor. As daar enige oumas of oupas is wat 'n kleinkind het wat met 'n matriek is hierdie jaar en wat vir hulle ook 'n boksie wil kom haal, hier is so 1 of 2 ekstra, dan is julle welkom om dit ook te kom haal. Ek gaan vra terwyl hulle uitbeweeg of terug na hulle sitplekke beweeg, gaan ek vra dat ons jong klomp uitbeweeg na die kategese lokale toe en die mense wat in die voorportaal sit, julle is welkom om in te beweeg soos wat die kinders uitbeweeg terwyl ons sing bly volhard soos atlete. Bly volhard soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Daar's 'n skaar verlostes wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrek, dat ons God se pad met volharding kan loop, dis die pad na die ware geluk. Hou die oog op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoop. Vir die vreugd daarna het hy smarte verdra, hy begin en versterk ons geloof. Kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie dat ons ver oggend ook die woord kan oopmaak, Here, om te hoor wat is dit wat U ver oggend vir ons wil kom sê. Dankie dat ons kan kom dieper delf en kan kom soek. Dit wat ons wortels diep in die grond vashou, Here. Dit wat ons oë op die fokus hou van die wenstreep van die ewige lewe. En dit waarteen ons gewaarsku word langs die pad wat ons aandag en ons fokus sal aftrek. Here, ek wil vra dat U vir ons sal seën met die woorde uit Filippense uit vanoggend. Amen. Julle is welkom om julle Bybels oop te maak by Filippense 3. Ons gaan dit op die skerm ook sit wanneer ons vanoggend die teks hanteer. Maar vanoggend is dan nou ons uitstuurdiens van ons matrieks, maar dit klink vir my so verkeerd om te sê uitstuur, want ons stuur hulle nie eintlik uit die kerk uit nie, eintlik nooi ons hulle in om op 'n ander manier betrokke te raak by die kerk. Nie meer as jeug nie, maar as volwasse lidmate. Dis 'n ander pad wat 'n mens stap. Ons stuur hulle wel die wêreld in en ons moedig hulle aan vir hulle eksamen en dat hulle die wêreld daarna gaan aanpak en hoë hoogtes bereik. Maar die een ding wat ons besef is wanneer hulle die wêreld betree, dan begin daar so 'n prentjie in hulle kop vorm en ek dink elkeen van julle sal dieselfde kan sê en kan terugdink daarna of selfs nog steeds in daai ruimte wees wat jy wonder watse trappie moet jy volgende klim om sukses te behaal. Hoe lyk sukses vir jou? As jy oor 10, 20, 40 jaar, 50 jaar terugkyk na jou lewe, wat moet jy gedoen het sodat jy kan voel dat jy suksesvol is? Dat jy oor daai wenpaal is? Sal jy gereeld moet sal jy geleerd moet wees? Sal sukses vir jou lyk soos kennis? Sal jy beroemd wil wees, ryk wil wees? Hoe gaan jy dit meet of jy suksesvol is? Wil jy getroud wees? Wil jy kinders hê? Hoe lyk jou prentjie van jou wenstreep?
En as jy dan hierdie dinge bereik het, gaan jy voel jy is suksesvol? Wat as jy universiteit toe gaan en oor 2 jaar opskop omdat dit nie is wat jy wil doen nie of jy nie die mas opkom nie? Wat as jy op 50 opeindig en geskei is of bankrot speel of 3 keer moet oorbegin om 'n besigheid aan die gang te kry? Wat as jy elke dag sukkel om jou karpaaiemente te betaal terwyl jy in die verkeer vassit juis na daai werk toe om daai paaiement te kan betaal? As jy dag tot dag deur die gewone alledaagse lewe gaan en op geen manier uitstaan nie, sal dit dan steeds vir jou voel of jy suksesvol is? Wat is dit wat nut en sin in jou lewe gee? As jou vriende jou verlaat en jy alleen agterbly, wat is dit wat vir jou sal sinvol wees? Wat is dit wat jy sal wil hê moet staande bly? In die wêreld waarin ons leef, is ons waardes heeltemal onderste bo. Ons leef op 'n ander manier. Die wêreld sê die hele tyd vir ons moet boontoe. Terwyl die Bybel en God en ons verhouding met die Here sê ons moet ondertoe. Ons moet ondertoe beweeg. Dit maak ons seer want as sukses nie in status lê nie, nie in goed lê nie, nie in daai sertifikaat wat jy kan ophang nie, waarin lê dit waaraan jy kan vat, wat jy op 'n boekrak kan sit of 'n trofee wat vir jou kan sê dat jy is waardevol en dat jy waarde het? Waarin lê dit? Ons probeer ander oortuig dat ons het 'n perfekte lewe. Party mense verrek 'n spier soos wat hulle probeer om 'n foto te neem waar hulle eintlik in 'n sandpit sit om te wys hulle is op die strand oor die vakansie. Julle ken daai perfekte foto's as jy so deur jou foon blaai en jy sien hierdie oues weer daar en hulle 7 kinders sit perfek in 'n ry. Almal kyk direk vir die kamera en hulle is almal skoon en mooi aangetrek. En jy weet nie waar kry die ma of die pa daai dissipline vandaan nie. Annemarie, skus, daar's vir my 'n weerklank op die mikrofoon. Ek weet nie of ek hom moet skuif of. Maar ons probeer oortuig dat daar so is 'n perfekte lewe en dat mense na ons kyk en iets perfek raak sien. Ons probeer daai wenstreep eers te haal. En as jy daai wenstreep gehaal het, dan voel dit of daar 'n klop op die skouer is. Almal kyk na jou, jy is goed genoeg. Maar hier binne moet jy jouself weer oor en oor oortuig, want die wêreld se standaarde lyk anderster. Op die graad 7 kamp was een van die goed wat ons die meeste van hulle gesê het, is dat wanneer jy in die spieël van die wêreld kyk, dan gee dit vir jou 'n verwronge spieël van wie jy is en hoe jy moet lyk in die wêreld. Nie fisies nie, maar hierdie goed wat ek oor gepraat het van ryk en suksesvol en dat jy moet dit gemaak het in die lewe. Maar wanneer ons na die Bybel kyk, na die woord van God, dan sit 'n ander spieël wat ons ophou wanneer God vir ons sê, maar jy is vir my genoeg wanneer ek vir jou my kind kan sê. Ons kan nooit stil staan by die woorde suksesvol wanneer ons na die Bybel kyk nie. Want dit lyk anderster as die wêreld se sukses. Paulus sê, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Paulus is besig om die waarde wat die wêreld gee weer reg te draai. Sukses te kom herdefinieer, alles net weer in perspektief te kom plaas. Dit beteken nie matrieks nou, moet jy nou mooi hoor, dit beteken nou nie dat jy moenie streef daarna om suksesvol te wees nie. Ek kan nou al sien hoe kom die boodskappe deur. Dominee Santie, my kind wil nie verder leer nie.
Jy moet steeds jou mylpale in die wêreld behaal. Jy moet steeds aangaan en 'n vreugdevolle lewe hê met dit wat jy doen, met dit wat jy kies om te doen, met dit waaraan jy opgelei word om te doen. Van ons sit hier so en sê, vir 50 jaar het ek dieselfde ding gedoen, ek wens ek kan oorbegin. In my tyd was daar nie soveel keuses van wat 'n mens kan doen nie. Maar op die einde hang dit nie by dit wat ons doen hier op aarde, is nie die eindstreep nie, dit is ons lewe wat ons hier leef, saam met Christus en die manier hoe ons dit leef. Wanneer ons die Gees toelaat om ons lewens reg om te draai, bly ons steeds besig met baie van dieselfde goed. Jy leer steeds hard vir die eksamen, jy gaan steeds universiteit toe, jy kan steeds trou, kinders kry, jy gaan steeds hard werk aan jou loopbaan, maar jou fokus is nie op daai goed nie. Jou fokus is nie om op te staan vandag en te sê, wat gaan ek vandag volgende doen om die volgende trappie in die lewe te klim nie. Dis die skilpad in die haas storie. Dis om jou fokus op God te sit. Jou fokus op God te sit en te sê, Here, in hierdie lewe wat ek nou leef, help my om te weet waarheen is ek op pad. Woensdag by Jerry Met het ek vir hulle verduidelik dat wanneer ons in ons lewe na die wêreld kyk en na die waardes van die wêreld en ons leef so, dan vra God vir ons 'n ander manier van doen en hy vra vir ons 'n 180 grade draai weg van hierdie lewe in die wêreld na 'n lewe en 'n fokus op God. Maar party van ons vat hom hier en ons vat vir hom reg rondom en ons kom weer hier uit. En dan sê ons, maar dis nie die moeite werd om 'n kind van God te wees nie, want die lewe lyk nog steeds dieselfde vir my. Dis omdat jou wenstreep anders lyk as jy daai kant toe hardloop as wat jy daai kant toe hardloop. Wanneer jy jou lewe totaal en al vir die Here oorgee en jou fokus op hom sit, is dit 'n 180 grade draai, so jou oë is nie meer gerig daar nie, jou oë is gerig hierso. En wanneer dit moeilik raak en jy weet nie hoe om vorentoe te gaan nie, dan is dit om daai volgende treetjie te gee wat die skilpad net vorentoe gegee het om te sê, Here, ek weet my fokus is reg op U. Ek gaan nie terugdraai nie. Wat is daai liedjie, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. En dit is wat vir ons gevra word om jou fokus te skuif, en ek wil vir julle lees uit Filippense 3 uit, vanaf vers 10 af. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie net dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers en susters, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waarop God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Laat ons koers hou op hierdie pad waartoe ons tot hier gekom het. Kan julle die skilpad sien loop in die regte rigting, op pad na die wenstreep toe, pad na die wenstreep van die ewige lewe? As jy oor 10 of 50 jaar terugkyk en jy wil tevrede wees, wil voel dat jy is besig met die regte goed,
Dan moet jy die volgende volg hierso uit Filippense 3 uit. Die eerste is om Christus te ken. Dit is die eerste riglyn wat vir jou op die regte pad sit na die wenstreep toe. Het julle al ooit gehoor dat iemand sê, I'm a follower, not a fan? Dit is deesdae 'n gesprek onder die jong mense, wat hulle sê, as hulle praat oor Christendom en om 'n Christen te wees, dan sê hulle, I'm a follower, not a fan. En dit beteken dat hulle 'n klomp gelowe volg. So hulle sal sê, ek volg Christendom en goed uit Christendom uit, maar ek is nie 'n fan daarvan nie. Ek is nie 'n aanhanger nie. Ek sal nie sê dat ek 'n kind van die Here is nie, maar daar's goed uit Christendom uit wat ek vir my lewe kan neem. En so sê die jong mense dit van 'n klomp verskillende gelowe. I'm a follower, not a fan. Die groot Deense teoloog Kierkegaard het gepraat van bewonderaars, leerlinge en disippels van Jesus. Die bewonderaars, die fans, dink baie van Jesus en sy leer en hulle stem op sekere punte saam en hulle haal hom graag aan en beskou hom as 'n besonderse mens. Maar dis waar dit stop. Leerlinge staan veel nader aan hom. Hulle wil van hom leer. Hulle neem in wat hy sê, hulle bestudeer dit, bespreek dit en hulle kan selfs dit verander leer op hulle beurt. Dit klink al amper beter en reg in ons oor, nê, maar dis nog nie daai draai van hier na hier nie. Die woord disipel is egter die woord waarna ons kyk. 'n Disipel is nie net verbonde aan die leer nie, maar aan Jesus self. So nie net dit wat hulle geleer word van Jesus nie, maar daar's 'n verhouding met die lewende Here. Hulle lewens is in sy hande. Dit is meer as net 'n kopkennis, een of ander intellektuele insig of 'n teorie wat 'n kennis is wat hulle net wil debatteer. Dis hartskennis wat elke dag in jou hart leef. En ons noem daai 'n persoonlike verhouding met die Here. Dit is die intieme kennis van 'n gedeelde lewe met God. Oor 2 weke is dit ons roetemerker van belydenis van geloof en dis juis die ruimte waar ons jong mense kan opstaan om te sê, I am not a follower nor a fan but a disciple. Om te sê dat ek nie net van hom weet nie, maar dat ek die Here ken en ek my geloof wil kom bely, ek wil vir julle almal dit kom sê. So dis die eerste ding wat jou help op hierdie rigting van hier na hier, om jou oë gefokus te hou op die wenstreep, en dit is om vir Christus te ken. Die tweede ene is die krag van die opstanding, om te weet dat hierdie manier in Jesus se lewe, om in hierdie manier in Jesus se lewe te deel, beteken dat ons die krag van sy opstanding ervaar. Dieselfde krag wat vir Jesus uit die dood uit opgewek het, werk in my en jou. Het jy dit al ervaar? Glo jy dit? Want as jou lewe hier was en jou fokus hier was, en jy draai 180 grade weg van jou ou lewe na die nuwe, dan is dit jy wat dood was, wat weer opstaan en wat weer lewe. Die opstandingskrag van die Here het jou nuut gemaak. Jy kan nie meer leef soos wat jy geleef het nie. Efesiërs 1 vers 19 en 20 spel dit aangrypend uit, hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood uit opgewek het. Hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood uit opgewek het. Die mag van die dood
is gebreek, daai bande van die dood is gebreek, want die wenstreep op aarde is miskien 'n suksesvolle lewe met geld en karre en 'n goeie werk en 'n gesin en alles wat in daai prentjie pas van die wêreld. Maar dit is nie die prys van die lewe, die ewige lewe nie. Die dag wanneer jy jou laaste asem uitblaas, is niks van die sukses wat jy op aarde behaal het meer deel van jou lewe nie. Niks nie. Maar dit wat jy aan vashou, hier op aarde, wat die skatte in die hemel is, jou lewe wat jy omdraai en jou fokus wat op God is, dit is die wenstreep. Dit is die ewige lewe. Dit is die opstanding van Jesus in jou lewe. Dit is 'n daaglikse realiteit, selfs in moeilike, pynlike situasies, wat Paulus sê, maar jy moet fokus op die krag van die Jesus, die krag van wonderbaarlikheid in ons lewens, en wat in ons dooie lewens lewe bring. Die derde deel is om te sê, dat jy moet deel hê aan Jesus se lyding. Paulus sê, omdat om deel te hê van Jesus se lyding, is om hom gelyk te word in sy dood. Want dit is hoe ons deel kry aan hierdie lewe saam met Jesus, deur saam met hom te sterf. So dis daai los van dit wat was. Maar nou klink dit na dinge wat ons los, nê? Suksesvolle dinge, jou kar, jou huis, dis dinge wat ons los, maar wanneer dit so bietjie nader begin vat in jou eie lewe, om te sê, maar Here, ek is nie meer die belangrikste nie. U is. Aan die begin toe ons stil geword het om te sê, Here, ek gee my alles, ek gee my hele lewe in u hande, is dit om deel te hê aan die lyding van Jesus, om saam met hom te sterf in jouself, want dan lyk die prentjie anderste, dan klim jy nie die leer na boontoe nie, jy klim die leer af. Jy raak nederig, jy raak afhanklik, jy raak soekend na God en na wie hy in jou lewe is. Ons mense is maar simpel, as ek daai woord mag gebruik, ons wil so graag reëls hê om ons lewe volgens te leef. Want dan dink ons alles werk. Selfs ons verlossing, selfs ons deel aan God se liefde, aan die lewe met Jesus, aan die opstanding. Ons dink ons moet dit op 'n manier verdien. Ek moet vandag kerk toe kom. Ek moet net my kollekte gee. Ek moet net raak gesien word. Dit is so belangrik dat ons moet weet, daar's niks wat jy kan doen. Daar's niks wat jy kan doen om die liefde van God te verdien nie. Dis uit genade alleen wat hy dit vir ons gee. Wanneer ons babatjies doop, word ons herinner hieraan, want in ons doop sterf ons saam met Jesus, sodat ons saam met hom kan leef. Dis die geskenk wat God vir ons gee. En as jy hierdie 3 goed volg, is jy op pad na die wenstreep toe. Wat Paulus sê is dat hierdie die goed is waarop ons oë moet hou terwyl ons die resies van die lewe hardloop. Vers 12 en 13 sê, ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek alles het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter my is en ek strek my uit na wat voor is. So jy gaan aan met jou lewe en jy gaan aan met die sukses wat jy behaal. Daar's niks meer verkeerd om goed te doen in die lewe nie. Maar jy doen dit met jou oë op God gerig. Jy sorg dat jy tree vir tree jou paadjie stap. Jy raak jy aan die slaap langs die pad nie. Jy dink nie, ag, as ek maar net
gaan net vir 'n oomblik my oë wegdraai van die Here nie. Jy hou jou fokus op die wenstreep. Daai spesiale verhouding met die Here. Dit geld nie net vir die matrieks nie, dit geld vir ons almal. Terwyl ons vanoggend op die matrieks fokus, sê ons vir hulle, as julle die wêreld ingaan, wens ons julle sukses in die wêreld toe. Ons bid dat dit sal goed gaan met julle eksamen. Ons bid dat julle sukses sal behaal wanneer julle die lewe ingaan en jou beroepskeuse volg en met passie uitleef. Dat jou werk 'n vreugde vir jou sal wees. Maar ons grootste gebed vir jou, jong mens, is dat jy aan die Here vasgebind sal wees in 'n verhouding wat niemand kan breek nie. Met jou oë gerig op die Here. Dis my gebed vir elkeen van julle vanoggend. Ons bid dat julle vir Jesus sal ken. Dat jou hele lewe op hom gefokus sal wees, dat jy gewortel sal wees in sy woord. Dat jy soos Paulus sal kan sê, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood uit. Dit is wat ons weet die Here vir ons wil hê. Dit is hoekom hy vir ons in die kruis gesterf het. En daarom is ons gebed vanoggend vir elkeen, nie net die matrieks nie, maar vir elkeen. Psalm 63 wat sê, ek soek U, o God, my God, ek dors na U God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees. Amen. Kom ons sluit net die oë. Here, ek wil vra dat U vir ons sal bewus maak dat die wenstreep eintlik net hier om die draai is, hier voor ons. Nie een van ons weet wanneer ons laaste dag op aarde sal wees nie, Here. Laat ons elke dag aangryp met die wete, Here, dat ons leef nie in die waardes van hierdie lewe nie. Ons is nie gelyk met hierdie wêreld nie, Here, maar ons is in hierdie wêreld. Maar ons oë bly gefokus op U. Here, ek wil vra dat U elkeen in hierdie erediens vanoggend sal kom herinner aan U teenwoordigheid wanneer hulle hierdie reusies hardloop. Here, dat hulle tree vir tree hierdie pad sal aandurf saam met U, Here, om te weet U hardloop saam. En Here, dat soos die lied sê, 'n skaar verlosters daar is wat saam U redding beleef, wat alreeds saam met U uit die dood uit opgestaan het. Wat leef hier tussen ons, Here? Dat ons as medegelowiges mekaar sal aanspoor, sal opdra aan U. Here, in mekaar se hande sal vat wanneer die pad baie moeilik raak en die wenstreep baie ver voel. Here, mag ons beleef, Here, dat ons nie een tree sonder U gee nie. Amen. Ek gaan nou kans gee dat ons offergawes, ons dankoffers opneem. Annemarie, kan ons die video speel terwyl die dankoffers opgeneem word? En dan gaan ek vir altyd 'n tooie kans gee om met ons ietsie van hulle te deel, 'n lied wat hulle gaan sing. Ek wil sommer vra, terwyl die dankoffers opgeneem word, kyk na hierdie video, dis 'n kort video van Altyd 'n Tooi, wat vir julle 'n bietjie 'n beter prentjie gee van wie hulle is en wat hulle daar doen. En ek herinner julle dat ons deur kollekte vandag vir Altyd 'n Tooi gaan. Ek laat jou huil, ek laat jou lag, ek wys jou liefde elke dag, ek sal jou op my hande dra, nooit sal ek iets terug verwag, al wat ek vra is bietjie tyd, 'n bietjie lag, 'n bietjie uit,
hoor die woorde uit jou mond, ek haat dit as jy jok. Ek hou van bak, ek hou van sing, ek hou van 'n springbok. Jy moet my nie jammer kry nie, ek's heel okay, maar ek verstaan nie altyd toe kom. Almal so beklei, al wat ek wil hê is liefde en paar harte wat kan lag, so ek maak jou maar glimlag elke dag. Kom ons bid saam. Here ons Here, dis ons behoefte, ons begeerte om U beter te leer ken, om vir U lief te wees, om op U gefokus te wees, diensbaar te wees in die koninkryk en om 'n ware disipel van U te wees. Almagtige en liefdevolle Vader, dis ons gebed vir oggend, dat hierdie dankoffers wat ons gee, so aangewend sal word, dat die liefde en omgee sigbaar sal wees en beleef sal word in ons omgewing, in ons land, in hierdie wêreld, maar ook by instansies soos altyd 'n tooi, waar ons medebroers en susters ook hierdie liefde en omgee elke dag kan beleef. Seën hierdie offergawes. Amen. Dan wil ek vir altyd 'n tweede kans gee. As ek reg is, het julle 'n lied wat julle vir ons gaan sing, nie? So julle is welkom. Ek dink ons het laatst dat julle sommer in die banke opstaan en omdraai en vir die gemeente kyk. Dit is vir ons 'n groot voorreg om julle vanoggend saam met ons te hê.
Hoe kosbaar om herinner te word deur julle vandag met julle 2 liedere van God se genade, so gepas vir vanoggend se erediens. En dit is so groot vreugde om julle hier te hê. Ek kan net vir julle sê dat om in so 'n ruimte betrokke te wees, soos 'n ruimte van Altaar de Tooi, is 'n ruimte wat mense leer, ander dinge leer van die lewe, 'n ander manier van kyk na die lewe en 'n manier van dankbaarheid wat 'n mens nie ken nie. Ek wil vir Johan 'n kansie gee om vir ons te kom deel, net 'n klein stukkie van Altaar de Tooi voordat ons afsluit. Goeiemôre almal. Soos julle in die video gesien het, Altaar de Tooi Sentrum is 'n sentrum vir intellektueel gestremde volwassenes. Altaar de Tooi Sentrum is al so 47 jaar wat hy in bedryf is. Ons het tans so 155 inwoners wat permanent in 4 verskillende koshuise woon. En ons het dan nog so 41 dagbesoekers wat elke dag ook besoek. Mense wat maar net is soos wat ek en julle is. Dit kan ek en jy wees, dit kan ons kinders wees. Ek en jy kan nog in 'n motorongeluk en ons kan ook nog by so 'n plek eindig. Ons leef daar, ons werk daar, ons bid daar, ons speel daar, ons huil daar, ons doen alles daar wat die normale mense doen. Ons het elke dag gaan hulle na werkswinkels toe, want as daai handjies nie besig is nie, dan is hulle stout. So ja, ons werk, ons doen kontrakwerk, ons verpak goed, ons sorteer goed, ons doen 'n bietjie houtwerk, ons bak 'n bietjie koekies, ons het 'n leerwerk afdeling, ons begin nou handsakke en beursies en sleutellhouers en die goed te maak. So ons hou hulle besig, hulle werk in die tuin, ons het 'n karwasspan. Dis maar net soos wat in enige in die samelewing is. En ek wil eintlik vandag net die geleentheid gebruik maak om Langebaan se gemeente baie dankie te sê. Baie dankie dat ons weet Altaar de Tooi is in julle harte en in julle gebede. Weet julle, hierdie kliënte van ons inwoners wat hier sit, hoe hulle verskriklik uitgesien het na hierdie besoek na Langebaan. Die laaste 14 dae, elke een van hulle wat ek in die gang loop en sê, ek kan nie wag om Langebaan, dit is so. En julle kan 'n opregtheid hier sien, opregtheid waarna ons eintlik almal na moet streef. Goed, baie dankie dat julle ons nooi, dankie dat julle vir ons nog 'n dankoffer by julle deure opneem, baie dankie dat julle ons bederf hierna met 'n uitstappie. Ons gaan na baie kerke toe, maar Langebaan is spesiaal. Dit is net anders. So baie dankie dat julle altyd aan ons dink. Daar sê. Johan. Ek wil vir Johan hulle bid en vir Altaar de Tooi, maar ek wil, en Albie gaan vir my baie kwaad wees. Albie gee vir ons elke keer die ruimte om by Sunny Park te gaan kuier na die tyd, en dis vir julle so lekker nie, dis waarna julle uitsien. So, julle swembroeke is ingepak nie, maar vandag, saam met die lekker kos wat ons gaan eet as ons braai, is daar 'n cupcake. Want oom Albie verjaar vandag. So Albie, baie dankie vir die ruimte wat jy altyd vir ons gee, en baie geluk met jou verjaarsdag. Ek sneek hom nou hier in. Kom ons maak dit die oor, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir Johan en sy span, mense wat elke dag opstaan en weet, Here, dat dit wat ons op aarde doen is eintlik maar die min goeders. Here, dat ons weet dat hulle ook gefokus is op U, en dat hulle weet dat hierdie harte en siele is baie belangriker as waarmee die hande besig gehou word deur die dag. Maar Here, ons wil vra vir hulle vir krag en energie, vir wysheid om elke dag se uitdagings aan te pak. Dankie vir die ongelooflike groep wat vandag by ons kom kuier het, Here, en mag hulle net beleef dat U is vir hulle ongelooflik lief en dat U is goed. Amen.
Kom ons staan en dan sluit ons af met ons oorwinningslied. Die oorwinning wat ons behaal wanneer ons sê, Here, ons weet waar's die wenstreep en waarheen is ons op pad. Ontvang nou die seën van die Here. Mag jy met wysheid en vrede gaan. Mag jou woorde lig bring en jou stilte ruimte gee vir God se stem. Mag jou hart rus in die wete dat jy syne is en dat hy jou gedagtes en jou werk gebruik tot seën van ander. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die nabyheid van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees.